Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig saam met Prof Theo Venter. Doen my asseblief 'n guns. Ek sien dat ongeveer 81% van die mense wat hierdie video's kyk, ons nie volg op YouTube of Facebook nie. As jy ons dalk 'n groot guns kan doen en ons wel volg, dit sal ons baie help om seker te maak ons hou aan om hierdie inhoud aan julle te bring. So baie dankie vir jou ondersteuning met dit. Maar met dit gesê, Prof, baie welkom by ons vandag. Ja, Johnny, ek is bly om hier te wees. En kortliks dink ek moet ons vandag praat oor die bekende jaarlikse wêreld ekonomiese forum se risikoverslag, 'n wêreldwye risikoverslag. Ons kan vinnig daarna kyk. Dit is interessant om te sien wat word beskou as die groot risiko's vir die jaar. Ek dink ons moet ook praat oor back and low. Daar is nou 'n politieke aankondiging gemaak. Dit is 'n baie belangrike eerste stap. En ek dink ons moet so 'n bietjie praat oor die politieke gebeure hier en internasionaal. Iran is onder druk, Groenland is nog steeds in gesprek. En dan miskien 'n laaste punt, net so in die verbygaan. Die luisteraars wat dit nou nog nie gehoor het nie, die All Blacks het hulle afrigter gefire. Nou ek dink dis nie politiek nie, maar ek dink dit is belangrik genoeg om te noem. Politiek. Dit tel. Ja. Prof, maar ja, as ons dalk kan begin met die back and close hier. Ek dink dit is John Steenhuisen of minister John Steenhuisen het dan vir ons 'n live onderhoud op Facebook gedoen. Dus Prof sou ook so 'n bietjie kan opsom wat Prof se gevoel uit die aankondiging was. Ek dink die heel belangrikste is dat die versoek van boere en georganiseerde landbou en wie ook al, dat hierdie 'n noodtoestand is en dat hierdie ding polities gehanteer moet word. Ek dink John Steenhuisen het die eerste stap gegee. Hy het gesê ek erken dit, ek sien dit. En die tweede ding wat hy gedoen het, hy gaan nou kabinet toe en om 'n noodtoestand af te kondig. Nou 'n noodtoestand beteken daar kom allerlei bronne beskikbaar om inentingsmateriaal te kry uit Argentinië, uit Brasilië, uit Turkye en dies meer. Daar is nog 'n groot probleem en dit is die veeartse sê vir my die virale stam wat in Suid-Afrika aanwesig is nie noodwendig dieselfde virale stam wat jy in Brasilië kry of wat jy in Turkye kry nie en dit moet nog geanalyseer word. So ek hoop dit gebeur baie vinnig. En dan die heel belangrikste ding is back and low word nie alleen medisinaal gehanteer nie. Dit word ook gehanteer deur 'n groot klomp dissipline. Mense moet hou by die reëls. Namibië doen dit uitstekend. Botswana doen dit goed. Maar mense oortree die reëls. Mense het 'n vervoerbeeste tussen provinsies en tussen streke wat hulle nie moet doen nie. En ek dink groter polisieering, strenger reëls oor hoe beeste vervoer word. Ja, dis deel van hierdie noodtoestand. So ja, ek dink nadat ons nou vir maande daaroor gepraat het ons nou uiteindelik die punt bereik waar daar werklik begin word om op te tree. Sal hulle wel van 'n politieke as hulle nou dit moet gaan kry op 'n noodtoestand, moet hulle nou stem vir dit? Hoe werk dit dat hulle dit nou 'n noodtoestand kan afkondig? Nee, ek dink dit werk so 'n noodtoestand. Die minister van landbou maak 'n voorlegging aan die kabinet. Die kabinet keer dit goed en dan is dit 'n noodtoestand. En dit maak dan geld beskikbaar uit spesiale fondse wat die regering op sekere plekke hou, soos wanneer daar 'n ramp is en of groot vure of water. En terwyl ons daarvan praat, dit lyk vir my ons gaan in die volgende week of wat, as die reën nou klaar geval het, gaan ons sien dat ons wel 'n rampsituasie in die noordelike dele van Limpopo en in die Mpumalanga kant, as dit reën, Wildtuin wat wegspoel, dit reën geweldig baie daar. Dis 'n voorbeeld van 'n ramptoestand en hulle gaan nou back and low op baie dieselfde manier bestuur. Ek het 'n kyker gesien wat vir my gestuur het, ek dink dit is 1200 of 1300 mm die laaste maand. Hulle het in een dag amper 300 mm gehad in daai area. So dit is geweldig hoeveelheid reën vandag. Heeltemal reg. Van die luisteraars wat weet waar die eiland 'n minerale bron is, aan die kant Letseteli, sal weet dit is 'n plat gelyk gedeelte met 'n baie groot karavaan staanplek. Nou daai karavaan staanplekke is omtrent so 'n halwe meter onder water. Dit sê vir jou in die daardie deel van Limpopo, ek dink die meeste reën het waarskynlik rondom Giani geval, 354 mm. En daai reën beweeg nou suidwaarts. So dis nog nie verby nie.
Prof, as ons dan 'n bietjie na die Wêreldekonomiese Forum se resultate toe gaan, ek dink is nogal belangrik want dit koppel aan met al hierdie onstuimighede wat ons in internasionale nuus met politiek gesien het, ekonomies wat ook ons 'n bietjie onsekerheid kry. Wat se resultate wat ons uit dit uitgekry het? Ja, elke jaar omtrent hierdie tyd, so 'n week voor die Davos byeenkoms, want in Davos, Switserland, gaan die Wêreldekonomiese Forum so oor 'n week, gaan hulle vir 3 of 4 dae bymekaar kom. Suid-Afrika gaan daar wees, Donald Trump gaan daar wees, en almal anders gaan daar wees. En daar vind baie gesprekke plaas, en dit is dan 'n geleentheid, is nie 'n formele byeenkoms soos BRICS nie. Dit is 'n byeenkoms wat eintlik deur besighede gereël word. Besigheidsleiers is veral daar, maar dan ook politieke leiers wat saak maak. En ek dink die groot kwessies wat bespreek gaan word, is dit wat ek en jy nou al oor gepraat het die laaste paar maande. Wat gaan aan in die Midde-Ooste, en wat gaan aan hier, en wat gaan aan daar, en so aan. En dan elke jaar, omtrent hierdie tyd, dan publiseer hulle 'n Global Risk Report. Hulle gaan kyk, wat sê die ouens wêreldwyd oor wat is die groot risiko's en hoe ontwikkel daai risiko's. Ek dink dit is nogal belangrik want hulle het 'n algehele prentjie of 'n holistiese prentjie eintlik waar ons partykeer 'n bietjie met oogklappe na 'n sekere situasie kyk. Het hulle nogal van verskeie bronne af wat hulle vir ons dan daai prentjie kan gee oor wat regtig die risiko's is. Ja, kyk, ons het baie dieselfde risikoprofiel, maar 'n bietjie omgekeerd. Misdaad byvoorbeeld is by ons 'n baie groter risikofaktor as wêreldwyd. Gebrek aan ekonomiese groei is by ons 'n baie belangrike risikofaktor, wêreldwyd nie. Nou as ek na skyfie 1 kan kyk wat die luisteraars ook sal sien, dan sal hulle sien dat die korttermyn vrese wat die Wêreldekonomiese Forum se verslag vir ons wys. En interessant, die verslag het 'n subtitel World at the Precipice. Dan hulle sê die wêreld is hier op 'n afgrond. Geopolitiese probleme en allerlei politieke konflik is nou nommer 1 en 2. En vir baie jare was hulle glad nie eers op die voorgrond nie. Ja, die dae van die toe ons globalisering gehad, almal wou saamwerk en nou sien ons presies die teenoorgestel. Ja, en dan die natuur, klimaat is derde. En dan kom sulke goed soos AI, kunsmatige intelligensie, vir ons landbougemeenskap, miskien 'n mens moet maar begin onderskeid tref tussen KI en KI. Die een KI is vir jou kudde, die ander een is vir jou rekenaar. Ja. Maar kom ons los dit nou maar daar. En dan kom faktore so sosiale polarisering, 'n verskynsel wat ons in wat ons in Amerika sien op die oomblik op verskillende maniere. Ons sien dit oor hoe die wêreld. Is dit nie maar baie gekoppel ook aan politiek nie, Prof? Ja, dis hoe gemeenskappe sukkel om mekaar te verstaan. En hulle sien dit op 'n globale skaal ook. Die interessante ding is, as hierdie faktore wat op skyfie 1 was, naamlik wat is die onmiddellike vrese in die kort termyn, en jy gaan na skyfie 2 toe, dan sê hulle, hoe lyk dit oor 10 jaar? En oor 10 jaar is die interessante ding, die hele prentjie verskuif. Politiek verdwyn. En klimaat, natuur en klimaatsveranderinge word nommer 1, 2 en 3. Dit is die vrese wat die wêreld het oor 10 jaar. So, hier kan jy sien hoekom 'n vergadering soos Davos belangrik is. Want Donald Trump kom daaraan en hy sê, hierdie hele storie oor klimaatsverandering, windplase en sonplase, dis alles wat om rubbish. Ons moet olie boor en ons moet steenkool gebruik. Drill by wie drill. Ja. Maar die wêreld, die groter wêreld sê nee, ons sien 'n ander prentjie. Ons sien ysgletsers wat smelt. Ons sien die Suidpool en die Noordpool wat probleme gee. Ons sien brande in Suid-Afrika. Net om jou 'n voorbeeld te gee, die rampbestuurmense in Suid-Afrika kan klaar vir jou sê, dit wat nou in die Kaap gebeur het, is nie 'n verskynsel wat sommer uit die lug uitval nie. Die Kaap is droog in die somer, want hy is 'n winterreënvalgebied. Maar die brande is meer intens as gewoonlik, want daar's 'n wat hy noem 'n crossover. Daar is 'n droë wind, geen humiditeit nie en geen reën nie. En dan droë materiaal natuurlik. En dan jy 'n brand. En toe ek aan hulle vra, nou met ander woorde, julle is nou gefokus op die Weskaap, dis allermins.
Daar's brande reg oor Suid-Afrika. In die Noord-Kaap brand dit op die oomblik is somer en dit brand. Ja. Hulle sê so die brandseisoen het onder klimaatsverandering eintlik nou 'n jaarlange proses geword. Dis nie meer seisoonaal dat jy hom kan afbreek nie. En dit wys hierdie opname baie duidelik dat die wêreldleiers is bekommerd oor die klimaat. Die derde ding wat vir my interessant was uit die verslag. En as daar luisteraars is wat die verslag soek, hy is in 'n PDF formaat en ons kan dit aanstuur as daar so 'n versoek is. Is 'n interessante dokument om te lees. Die derde ding wat hulle na wys is, waarheen is die wêreld op pad? En die derde skyfie sal wys, dis 'n sirkel, 'n diagram, 'n pie chart. Omtrent 70% van die deelnemers aan hierdie ondersoek sê die wêreld gaan voort op hierdie manier wat ons hom nou sien. Supermoondhede wat in kompetisie is met mekaar en allerlei ontwrigtings. Suid-Afrika staan nou weer potensieel voor 'n addisionele tarief. Met Iran se goed. Met Iran se goed het die Amerikaners nou gesê enige iemand wat handel dryf met Iran nog 25%. So skielik het ons 30% plus 25%. Dis nou nog nie finaal nie, maar dis die dreigement. Ons is die 29ste grootste handelsvernoot van Iran. Ons is klein, maar ons is op die lys. En terwyl ek daarvan praat oor tariewe, moet ons ook net noem AGOA in die Amerikaanse Kongres is nou besig om sy finale fases in te gaan. Die huis het daaroor gestem en dit goedgekeur. Nou moet dieselfde wetgewing Senaat toe gaan. Dit lyk of Suid-Afrika deel is daarvan. Ons is nog nie uitgehaal nie. Maar selfs al is ons deel daarvan, neutraliseer die 30% tarief wat tans op ons is, neutraliseer die voordele van AGOA met die uitsondering van 1 of 2 produkte. So, ja, AGOA word goedgekeur, maar Suid-Afrika verloor eintlik die status ek kan nie dink met ons verhouding met Amerika en Trump wat in elk geval nie van ons hou nie, dat hulle nou vir ons ieweskielik tariefvrye toegang na hulle mark gaan gee nie. So ja. Ja, dit is so, en as mense nou na die laaste skyfie kyk, dan is dit 'n skyfie wat wys hulle die deelnemers gevra watter van hierdie goed, ekonomiese, maatskaplike, politieke, tegnologiese en die omgewings, wat een van daai 5, ons praat baie keer van die peste, wat een van daai 5 is die mees onsekere. En dan wys die 4de skyfie duidelik dat die politiek, die hoeveelheid mense wat sê die politiek is stormagtig, hy's wild en hy's onstabiel, is die grootste. En die tweede een waaroor hulle die meeste bekommerd is die omgewing en die klimaat. Oor die ekonomie is hulle redelik hulle sê dit is stabiel, hulle kan die veranderinge bestuur. Oor tegnologie sê hulle, ons verstaan wat aangaan, ons kan dit hanteer. En oor die sosiale orde sê hulle ook, dis binne beheerbare goed, maar dis die politiek en veral die omgewing wat ons nie weet nie. En as mens praat oor die omgewing, dan moet ons nou regtig wyd kyk. Ons moet nie net kyk na reën in Suid-Afrika nie. Ons moet kyk na bitterkoue in Europa en ons moet kyk na droogtes op plekke en ons moet kyk na groot veldbrande en brande. Soos Johan sê, die weerstoestande raak meer intens. Soos 'n droogte raak meer intense droogte en reën raak meer intense reën. So dit skep meer skade aan spesifiek nou Heeltemal reg. Ja, is baie goed om ook na Johan se goed te luister want hy gee so 'n bietjie 'n vooruitskatting en ek dink wat ek van Johan gehou as 'n mede-kollega op jou program, ek dink hy integreer die hele kwessie van klimaatsverandering in sy aanbiedings. Ja. Hy is nie 'n klimaatsontkenner nie en ek dink dis baie keer net dom om dit te wees. Neem dit in berekening want dit is stadig maar seker besig om te gebeur. Prof, ek wil een ding hoor. Ek het nou met iemand opgesels, so ek het so 'n bietjie 'n ander perspektief ook nou gehoor van Trump en alles wat hy nou doen. Ons praat elke week oor Trump, so ons praat maar weer gehoor hom. Sy doen en late nou. Goed wat in Groenland doen, Venezuela doen. Is daar 'n langer termyn prentjie agter dit? Of wil hy net ontwrig? Wat's Prof se gevoel rondom dit? Nee, daar's beslis 'n langer termyn prentjie en daai langer termyn prentjie is neergeskryf. Die State Department, ons sal dit nou genoem die Departement van Buitelandse Sake,
het 'n dokument vrygestel aan die einde van November verlede jaar. Dit was oor die algemeen beskikbaar in Desember, waarin hulle so 6 punte neerskryf oor wat is die bedoeling van Amerikaanse buitelandse beleid. Want dis eintlik die vraag wat mens moet vra. Jy kan nie Venezuela in isolasie sien, of Groenland in isolasie sien nie. Jy moet vra, wat is die beleid? En dan noem hulle die beleid, dan sê hulle die heel eerste beleidsaspek is, Amerika wil 'n sekere gedeelte van die wêreld, dit is die westelike hemisfeer, dit is Noord-Amerika, Sentraal-Amerika en Suid-Amerika, beskou hulle as hulle, kom ons gebruik nou maar 'n baie ou Afrikaanse woord, dis ons agterjaard. Hier wil ons in beheer wees. Ons wil nie hê die Russe moet hier investeer nie, en ons wil nie hê die Chinese moet hier investeer nie. Too close to home, ja. En Venezuela is eintlik 'n goeie voorbeeld van waar die Russe en die Chinese reeds begin investeer het. So daai beleggings van hulle is nou onder baie groot druk. Die tweede ding wat die Amerikaners sê in hierdie beleidsaspek van hulle, ons wil ons verhouding met Europa bou. En ons wil met Europa 'n noue alliansie smee, en Europa moet deel wees van ons strategiese siening, dat ons nie wil hê mense moet sommer hier in ons gebied, tussen ons en Europa, invloedsfere ontwikkel nie. Daar pas Groenland in. Want Groenland sit, soos ons nou weet op die kaart, reg langs Kanada, maar dit is 'n provinsie soort van Denemarke, 'n soort autonome provinsie van Denemarke. Maar met klimaatsverandering, en hier kom daai een risikofaktor nou weer in, smelt die ys in die Noordpool op sulke plekke, dat mense nou van Vladivostok af met 'n skip bo kan oorry en by Groenland uitkom. In die verlede was dit vol sneeu volledig, maar daar ontstaan nou paaie waar ouens met skepe kan deurvaar. En as 'n mens nou na die aardbol kyk, en jy kyk nie na 'n plat kaart nie, maar na 'n ronde bal, dan sien jy die kortste roete vir 'n missiel van Amerika na Rusland toe is oor die Noordpool. Dis nie hier soos die vliegtye vlieg oor die see nie. Groenland, Kanada is in spel en 'n klomp ander goed. So ook dit is deel van die Amerikaanse plan. En dan is die Amerikaners in daai hele lysie van redes sê hulle, al hierdie goed word gedryf deur wat is vir Amerika die beste. En dis waar die Make America Great Again konsep, movement, baie sterk na vore kom, waar hulle sê, ons doen hierdie goed wat ons doen in die wêreld, omdat ons Amerika eerste stel. In kontras met vorige presidente, wat eintlik tot Amerika se nadeel sekere goed gedoen het. En wat hulle nou sê is, ons doen niks meer in Amerika se nadeel nie. Alles wat ons doen, moet Amerika bevoordeel, dit moet Amerika veiliger maak, en dit moet Amerika 'n beter plek maak. So, dit is 'n baie selfgerigte strategie, maar dit maak nog sin uit. Dit maak sin oor hoe hulle dit doen. En dit kry baie kritiek, want sommige van die goeds omstrede. Die manier hoe hulle Maduro en sy vrou gaan uithaal het, is omstrede. Iemand het dit wel nie 'n militêre operasie nie, maar 'n ontvoering genoem. En ek was in die gesprek, en toe het ek vir hulle gesê, miskien moet ons bietjie meer Bybels raak oor die goed. Dalk is dit 'n nuwe konsep, naamlik 'n wegraping. Dis so 'n bietjie anders as van die ouens normaalweg dink. Die hele kwessie oor Groenland is nou omstrede. En ek kan sien waarna toe Donald Trump toe gaan. Hy wil nie Groenland hê nie. Ja. Hy sê hy wil, maar dis nie wat hy wil hê nie. Hy wil onbelemmerde toegang tot Groenland hê vir militêre doeleindes. En die unieke situasie is, Amerika het dit al gehad. In die Tweede Wêreldoorlog het hulle meer as 17 basisse gehad. Het hulle nie tans onbelemmerde toegang nie? Hulle het een. Ja, hulle het onbelemmerde toegang, maar ek dink hulle soek 'n groter mate van kom ons sê toewyding of commitment of suits van Groenland se kant. En hulle gaan dit kry by Denemarke, maar met onderhandeling. Nou, hier kom Donald Trump weer in, en dit moet mense van Trump verstaan. Trump praat altyd in vergrote terme. Iemand het hom gaan ontleed en gesê, Donald Trump sy woordeskat beslaan so ongeveer 800 Engelse woorde.
Hy gaan nie buite daai 800 nie. And Beautiful is daarin, en Incredible is daarin, en al daai woorde wat hy graag Beautiful Bill en al ja. dis daarin. En wat hy dan doen, hy gaan in die oortreffende trap na jou toe, hy dreig jou, dan bied die ouens weerstand, en dan settle jy uiteindelik. Hy het dit met Switserland gedoen, hy het dit met Engeland gedoen, hy het dit met Duitsland gedoen. En hier dop Suid-Afrika die toets. Hy doen dit met ons ook. Ek dink nie ons kan die kamertemperatuur lees nie. Om nou te sê die Amerikaners boelie ons, dis gewoon dom om so uitlating te maak. Maar as ons skepe van Iran en Rusland in Simonstad vat, ek weet, hulle het nou gesê, ek het nie nuus gehoor, hulle het gesê Iran mag nie kom nie, maar nou is hulle hier, so. Maar ja, Iran gaan nie die Amerikaners kwaad maak. Iran is hier. Die president het glo, die minister van verdediging sê vir die Iranese, hulle moet in Simonstad bly, hulle kan nie saamgaan op die oefening nie. Nou, as ek nou na die koerante kyk, 'n baie wye verskeidenheid berigte, dan lyk dit asof die Iranese maar stil en skelm saam uitgegaan het op die begroting. Nou, watse boot het ons uitgegaan, want ons het nie ons eies nie. Ons het dan een fregat wat loop. Nee, ons het dan een fregat wat loop, maar ons kan daarom nou ons radiosyne en ons kommunikasie en die goeters toets. Dis eintlik 'n ironiese situasie, Johnny. Die Suid-Afrikaanse vloot is 'n hartseer storie. Ons het tydens die Bosoorlog, hier van 1967, maar veral hier van 1973 af, vir die volgende 30 jaar, was die fokus van die Suid-Afrikaanse weermag op die leer, 'n bietjie op die lugmag, en niks op die vloot nie. En dis eintlik ons belangrikste militêre komponent, is ons vloot. Om ons kuswaters te beskerm, om ons visvang areas te beskerm en dies meer. So ek hoop daai verandering kom nog, want ons vloot het 'n baie groter rol. Ek het op 'n stadium gedink, ons gaan miskien investeer in 'n kuswag, neweskikkend tot die vloot soos die Amerikaners het, maar lyk my nie ons het daarvoor ook geld nie. Ek dink nie ons het by oomblik vir enigiets geld nie. Hulle moet nou maar baie kyk na public-private partnerships om byvoorbeeld 'n Eskom en Transnet en goed in die gang te kry ook. So, maar ja, dit is baie insiggewend, baie interessant altyd om na Prof te luister. So baie dankie vir Prof se tyd vandag. En skakel in volgende week en gesels ons verder oor die nuutste nuus in die politieke omgewing. Nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal. So baie dankie Prof. Baie dankie.